Is hulle waar? Ons leef in 'n tyd waar korrupsie veral in regeringskringe so algemeen geword het, dat ons beswaarlik verkwalik kan word as ons agterdogtig is. Daarenteen is party van die komplotteorieë dikwels te ver gesog om geloofwaardig te wees. Die samelewing krioel van komplotsieners wat oortuig is van hulle saak en voortdurend daarmee te koop loop. Hulle het die benadering dat as dit lyk soos 'n eend en dit waggel soos 'n eend en dit kwak soos 'n eend, dan is dit 'n komplot. Uit 'n morele oogpunt is daar geen rede waarom of te veel vertroue of te veel agterdog verkieslik sou wees nie. Beide die waan van goedertrou en van paranoia kan groot skade doen. Ons is aangewese op 'n benadering wat bekend staan as die beste passing. Alternatiewe verklaringe moet omvattend geformuleer en dan opgeweeg word. Vir hierdie doel moet dit aan 3 maatstawwe voldoen. Dit is toereikendheid, koherensie en spaarsaamheid. Die teorie moet toereikend wees. Dit moet genoeg om die lyf hê om die essensie van die saak te dek. Wie het dit gedoen? Hoeveel mense was betrokke? Hoe het hulle dit gedoen? Wanneer het hulle wat gedoen? Dan moet 'n sinvolle meganisme wees. Die teorie moet koherent wees. Teenstrydighede is onaanvaarbaar. Debat oor die verklaring kan help om dit uit te lig. Die teorie moet spaarsaam wees. Dit moet so min aannames as moontlik bevat. Hoe meer buitengewoon sulke aannames raak, hoe minder geloofwaardig is die teorie. Die omvang van die sameswering is belangrik. Hoe meer deelnemers betrokke is, hoe meer onwaarskynlik is die teorie. Sameswering onder diverse belangegroepe is hoogs onwaarskynlik. Onafhanklike wetenskaplike navorsers sal byvoorbeeld minder geneig wees tot sameswering as die leiers van 'n politieke party. Motief word dikwels deur komplotsieners as deurslaggewend aangeslaan. Om motief in te sien is in werklikheid geen uitdaging nie. Die konsepte van cui bono en cui malo, wie trek voordeel en wie word benadeel, is ou gevestigde benaderings om motief uit te lig. Dit is maklik om te verstaan en ons is seker almal bekend daarmee. Ons moet altyd in gedagte hou dat motief alleen nie skuld bewys nie. Alle begrafnisondernemers trek voordeel uit sterftes, maar dit maak hulle nie reeksmoordenaars nie. Motief skep slegs vermoede en verg dieper ondersoek. 'n Valsvlagoperasie buit soms die cui bono konsep uit om 'n teenparty onder verdenking te plaas. Dit behels om jouself of jou geallieerdes 'n mate van leed aan te doen en dan die teenparty te blameer. Gewoonlik is die oortreder huiwerig om ernstige leed onder eie geleedere teweeg te bring. Dit maak dit hoogs onwaarskynlik dat grootskaalse verwoesting soos die 9/11 aanvalle in die VSA ooit self toegedien sou wees. Soms is die slagoffer van 'n valsvlagoperasie in werklikheid nie uit eie geleedere nie, maar persone wat dalk deur die oortreder as verraaiers of ongewenste elemente aangesien is. Daar mag ook 'n derde party betrokke wees. Indien 'n komplotteorie toereikend, koherent en meer spaarsaam as die konvensionele weergawe is, moet ons dit as oortuigend aanvaar. Indien nie, moet ons dit as onoortuigend verwerp. Vir waar die ekstra tikkie insig, onthou, in vino veritas.